And welcome. Thank you for joining me in episode number 158 of the Afrikaans reading of the Quran, die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode number 158, hoofstuk 7, die verhelwe plekke. Surah 7 Al-Araf. Afdeling 21 in hoofstuk 7, oortredinge van die Israeliete, en vra hulle omtrent die stad wat aan die see lê, hoe hulle die Sabbat hanteer het met die vis wat aan die oppervlakte van die water verskyn het, en hoe op die dag toe hulle die Sabbat hanteer het, dit nie verskyn het nie. So het ons hulle dan versoek, omdat hulle oortreders was. Okay, very briefly, and the ulama will tell you better what happened, right? So on the day of the Sabbath, right, you are not supposed to work, no work. So what the people in this village did, the Jews, they found a loophole. Now you must remember, you don't play with God Almighty with loopholes, right? So they thought, okay, let's find a loophole in the Sabbath. So what happened was, so here was a place by the seashore by the side, and there was a place that when there was no Sabbath, then there were no fish. But on the day of the Sabbath, then a lot of fish came, right? On the day of the Sabbath. But they are not supposed to work on the day of the Sabbath. So they said, you know what, let's do this. So what they did was, when the fish were coming there, they put a net there, right? They put a net. So all the fish were caught in this net, but they did not do any work there, right? They just had this place where the fish come into that area with the open mouth, but they could not escape. So they relaxed the whole day on the day of and the next day they went and they picked up all the fishes. They said, we found a loophole, right? So the whole point here is, don't try and find loopholes in the law of the Creator, right? So loopholes don't work with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Do that again. En vra hulle omtrent die stad wat aan die see lê, hoe hulle die Sabbat hanteer het met die vis wat aan die oppervlakte van die water verskyn het, en hoe op die dag toe hulle die Sabbat hanteer het, dit nie verskyn het nie. So het ons hulle dan versoek, omdat hulle oortreders was. En toe 'n groepe van hulle gesê het, waarom preek julle vir 'n volk wat deur Allah vernietig gaan word, of wat hy met 'n sware tigtiging gaan tref? Het 'n ander groep geantwoord, om onskuldig voor julle Heer te wees, en sodat hulle teen die sonde mag waak. En toe hulle die vermaning vergeet het, het ons hulle gered wat die kwade belet het, en die onregverdiges het ons met 'n streng kastyding aangegryp, om hulle sondigheid se onthaalwe. En toe hulle in opstandigheid volhard het met die verbode dinge, het ons aan hulle gesê, wees ape, veragt en verworpe. En toe het u Heer laat blyk, dat hy mense na hulle sal stuur, wat hulle tot op die weeropstandingsdag met martelinge sal kwel. Voorwaar, u Heer is gou met die vergelding, en hy is waarlik ook vergewensgesind, genadevol. En ons het hulle op die aarde in groepe verdeel, sommige van hulle is regverdig, en ander nie. En ons het hulle met voorspoed en teenspoed beproef, sodat hulle hul kan bekeer. En na hulle het daar 'n bose geslag gekom, wat die boek geërwe het, en die vergaanlike dinge van hierdie lewe aangehang het, en hulle sê, dit sal ons vergewe word. Maar as daar nog
Maar as daar nog meer soortgelyke dinge na hulle gekom het, sou hulle dit ook aanvaar het. Was daar van hulle nie 'n gelofte in die boek om niks anders as die waarheid van Allah te praat nie? En hulle bestudeer wat daarin is. En die tuiste in die hiernamaals is vir die godvreesendes veel beter. Verstaan julle dan nie? En aangaande hulle wat aan die boek vashou en in die gebed volhard, ons sal die beloning van die opregtiges gewis nie laat verlore gaan nie. En toe ons die berg bokant hulle laat skud, en toe ons die berg bokant hulle laat skud het, asof dit maar 'n kleed was, het hulle gevrees dit sal op hulle val. Hou styf vas aan wat ons julle gegee het, en oordink wat daarin staan, sodat julle teen die sonde kan waak. Join me in the next episode, which is episode number 159 of the Heilige Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin.